Right, so, ons weet, Kunsmis is 'n totale disaster op hierdie stadium, nee. So, weet jy of jy het gaan in die hande kry en of jy kan betaal of wat ook al nie, maar jy gaan ook daai dik hoop mis moet nader trek. En as jy vir hom moet nader trek, dan moet jy vir hom gestrooi kry, nee. 'n Pool misstrooier. Ek praat met Andrei. Hy gaan my 'n bietjie deur hierdie besigheid vat. Dis nie 'n lemoenstrooier nie, dis 'n misstrooier. Andrei, like it. Goed jy, Andrei. Nee, doodstil rustig. Sê. Ek is bly jy begin met die regte naam. Dit maak twee van ons. Sê 'n bietjie vir my, hierdie cheetah strooier van jou, of 'n lemoenkleur strooier, hoekom het jy nou op oranje besluit? Man, ek dink omdat ons maar van Hollandse afkoms is, nie afkoms nie, ons is Hollanders. My pa het in 95 Suid-Afrika toe kom, so ons is eintlik die eerste generasie, so ons is nog eintlik nat Hollanders. Ja, julle is nie, kyk, ons is al van 1691 af, julle is bietjie jonger, Ons is die nuwe division. Vertel my gou 'n bietjie, nee, julle hoofbedryf, wat julle eintlik doen, gee my so 'n bietjie oorsig. Man, ons hoofbedryf is eintlik veeboerdery, waar ons met voerkrale goed met mis gesit het en ons saai vervoer vir die beeste. En dit, so het ons eintlik gekom in die misstrooier ding, dat ons 'n masjien op die einde gebou het en geontwerp het, wat ons eie mis so vinnig as moontlik en effektief as moontlik gestrooi kry. En wat was fout met die huidige goed in die mark? Want dan moes 'n fout gewees het dat jy 'n beter plan gesoek het. Man, daai tyd, ek dink ons is verskriklik ver, want ons sit hier in Afrika, so daar's baie water tussen waar die ander goed gebou word en waar ons wil boer. En 'n maal 20, nee. En 'n maal 20. En ek weet nie, ons kom tot by die see en dan wag ons vir die skip. So dit was maar 'n bietjie 'n challenge. Maar 'n groot ding wat ek dink wat ons ook teruggehou het is volume. Ja. Voerkraal mis, baie ouens sê ons maak 'n foutjie, maar ons gooi teen 15-20 ton 'n hektaar. En ek dink dis die amper, wil ek sê, dis die enigste masjien huidiglik wat vir jou tussen 20 en 25 ton 'n hektaar kan neersit teen 10-11 kilos 'n uur. So alles gaan oor produksie, spoed. En ek meen jy het dit al getoets, want jy is kontrakteerwerk ook met hierdie goeders, nee? Ja, nee, ons vir hier al 5 jaar redelik sterk. Ons is nou op ons jaar 9. Maar vir 5 jaar was ons redelik wat ons sterk vir hier. En ons gooi, ek dink die laaste seisoen het ons amper net onder die 90,000 ton in totaal uitgegooi. So ek dink ons verskuif 'n bietjie mis. Kort en nie lank is, die masjiene werk, nee. Die masjiene werk, ja. Ek kan sommer sien as ek na hom kyk, nee, die ding is gebou. Julle het 'n redelike welding rod en staal rekening, ek is seker daarvan, nee. Ja, ja. Okay, vertel gou 'n bietjie vir my, hoe het julle hom gedesign en hoekom het julle wat gedoen hierso? Kyk, die grootste ding wat ons gehad het is, mis 'n struktuur, kan jy nie kies hoe is hy nie, nat, droër. So 'n groot uitdaging was, jy moet 'n stewige raam hê. Ja. En jou ketting binne is baie belangrik, maar ook jou suspensie. As jy teen 10-11 kilos 'n uur oor die land wil beweeg, nie al die lande laat dit toe nie, dan moet jou suspensie en jou vering en jou disselboom is verskriklik belangrik. So ek dink die suspensie speel 'n groot rol, veral omdat 'n ou met 'n klomp tonne skuif. Ja. En ek meen as jy sê, want hoeveel is hierdie ene? Dis die 20 ton. So hier sit 20 ton, ek meen as jy 20 ton teen daai ding, veral as jy 'n land het wat 'n bietjie ongelyk is, wat mos nou gewoonlik die geval is. Ja, ja. Nee, dan kort jy daai dik suspension en hy moenie breek nie. Ons het op die 13 ton gewerk, maar soos 'n ou boer vorder jou lande en jou struktuur en goed. En jy kry maar nou en dan 'n ou lyntjie wat se wenakker lank is. En dan voel dit met die 13 ton en jy laai heeldag. So dan wil hy ou bietjie spoed hê om bietjie te gaan met 'n vrag. Ek stem, nou okay, en dan sê gou vir my op die drawbar, ek hardloop hier deur, ek sien hy het 'n veer ook daarso. Ons het 'n veer, ja. As jy gaan kyk wat uniek is teenoor die ander masjiene, sal jy sien ons disselboom kom heelwat verder en hy het uit 'n kort, sterk, dik veer. So ons het gegaan en presies jou veerpunt, sê maar waar jou flexpunt is, Ja. gaan soek en dis eintlik al waar ons om veer. So hy het 'n redelike sterk, stabiele trekstang wat nie te veel plus minus vering vir jou deurgee nie. Hy gee net wat hy moet. Ah, yes. Okay, en as ons dan kyk gou hierso na die voorkant toe, want ek meen jy het nou letterlik net jou hydraulic pipe wat uitgaan vir jou gates agter en so, ons sal nou daar kom. En dan die PTO, PTO is 45. Yes, die PTO is 45. Sy strooi, sy RPM's op jou trekker is tussen 1600 en 1700 wat 'n verskil maak. Ja.
ons kan hom al van agteraf op Nou, kyk nou as hulle daar wil. weer check. Yes. Wat die verskil maak is dat jy met 'n lae RPMs eintlik jou mis nog steeds evenredig versprei kry. So jy spaar baie sous. Jy sien, Dit is ekonomies. daai maak vir my baie sin, want ek meen meeste ouens saam nou op 1000 PTO loop bou het, nee. Yes. Okay, en dan jou ketting, Hier's 'n dubbelstel ketting wat die voordeel hier is omdat jy met 'n breë bak sit en heelwat gewig sit, dan kry jy meestal heelwat flex op jou tubes waar ons die tubes nou gesplit het. Dit is maar meer vir 'n sterker en konstante trekkrag. kyk as jy nou regtig wel fancy raak, nee. Ja. Want ek sê mos nou, ek het vanoggend, ek kan nie eens dit was 'n een van 'n nuwe dis wat ook kan stel soos wie jy ry. Maar dan kan jy nou vir hulle sê nee, ons kan nou mis ook variable gooi, nee. Kyk, hy is presies hier ready. As jy sit op PWM valve en 'n RCM op. Ja, Jy stel jou deur voor 'n liniaal so jy kan op daai een ons het masjiene wat 'n RCM op het yes. en dan kan hy variable gooi. Maar dan kan jy variable gooi Yes. as jy so wou. Ja, wat sy ketting loop vol hidrolie, so dis nou nie rocket science nie, jy kan hom. En ek meen hulle is apart ook nog, so jy kan nog links en regs en al die goeders op Nee, hy is daarom, nee, ons is daarom nou nie so fancy nie. Oor sy harte daarom net solid. Nee, as jy hom nou daar split. Maar hy trek van al twee kante af. Yes. Ja. As jy hom daar so split dan hardloop hy nie dieselfde, so jy hardloop hom net laat hy deur Yes, hardloop. ja. So altyd hydraulic motors trek saam. Ek dink die grootste ding was maar gewees toe ons nog Ja. met die ander masjiene, ek gaan nie name noem nie, gestrooi het nie. As die dag as ons begin kerf, dan begin hulle 'n werk uitdeel wie gaan misstrooi. En die gesegde was maar gewees, daai is die boer nie, daai sukkel. Maar nou die afgelope tyd kan ons darm sê nou boer ons bietjie. Ek hou daarvan, nee. Okay. En die hamertjies. Yes. Ek skat daar's 'n bietjie method to the madness met hulle, nee. Kyk, die voordeel van hom is wat ons altyd sê is as jy 'n skottel het onder op jou spinner. Sodra hy eenmal 'n klip of 'n paal of enigiets wat nou per ongeluk daar ingekom het gekry het, hy bly altyd van balans af. So ek het nog nie 'n draaibank gekry met 'n chuck van 700 nie. So Ja. wat die voordeel hier is, jy kan al jou losparte afval en jy kan hom in enige groot draaibank kan jy hom inkry. Sou jy bo of onder iets moet masjien, sou daar slytasie Vir wees. interessantheid, as jy hom soek, hy's daar, hoor. Daai Chuck. Daar by Jones. By Jones. Daai is skerp. Net hier Net by Jones. Net by Jones, nee. So van pull-up as jy ooit daai moet gaan Jones toe. Nee. Okay, en dan ek kyk nou maar sommer die angle wat jy hom opgesit het en hoe die gate werk en alles. Hoe bepaal jy hoe die vloei werk en daai tipe van goed? Kyk, die vloei op die ketting is hidrolies en dan is jou sluis bepaal jy nou maar net want jy wil nie te groot wees en jou vloer te stadig nie. So daai is maar 'n afmeting wat jy doen met elke verskil van produk wat jy het. 'n Fyner produk vloei vinniger, so jy gaan jou deur kleiner maak. 'n Gilber produk vloei stadiger, so dan maak jy jou deur bietjie groter oop. Hoe kalibreer mens die ding? Nee, ek joke sommer. Nee, dis 'n tamsak. Dis 'n tamsak. Net so. Ja, wat 'n lekker trend reg, nee. Ek kom baie keer in die verhuur, dan wil ons hom presies kalibreer en dan kyk ons so en dan sê die oom nee. Weet jy wat seun, maak hom net so bietjie donkerder vir my. So dan werk ons maar per cube. Baie ouens sukkel met die tonne, maar ek sou sê mis oor die algemeen werk maar per cube. Ja, So jy ry hom maar en jy kyk eers hoe jou produk, hoe versprei jou produk en van daar af kalibreer jy hom na die tonne wat wat jy ook hoe nat en hoe droog en hoe wat ook al. So Ja. sê luister ek laai soveel cube in, ry hom op en af, kyk, okay, Dis raai, reg. daar sê. Yes. Want ek dink ons gaan nou nie met kunsmis sakkies hier onder sit nie. Nee, as jy begin seile gooi, ek weet nie. Jy kan dit doen, maar ek het 'n maklike roete. Okay. Sê gou vir my en dan in watse eers maar jy het 'n fris bering hier onderin, nee. Nou laat ek hom sien hierso. Wat is dit? Ek kyk hoe kyk jy, dis 'n radkas. Ja, Ek wil nou net sê as jy 'n bering is 'n radkas. Okay, right, so hy kom van voor af hierso en dan trek hy hom hierso deur. Yes. Het hom heel misgekyk en dan die ketting dryf met die hydraulics aan. Okay. En tyres wat jy op het, laat ek net gou check hier, 560/60s. 22.5, want die 0.5 vergeet is baie Dit is belangrik. redelik standaard. Ek dink 'n ou kan redelik amper by elke tyre ou so ding
Definitief. loskop. En jy kan nog 'n kongvang ook kry. Ja. Lus is. As jy regtig ver soek, kan jy met die Chinas ook nog regkom. En die aste wat jy opgesit het, BPW. Ja, Ons voel, ons het maar gekyk, ons gevoel op BPW is redelik sterk, omdat dit 'n gebalanseerde as is, 'n Duitse as. Daar's 'n bietjie meer R&D in die Duitse asse ingegaan. Daar is goedkoper opsies, Ja. maar ek dink op die long run, my mechanic is duurder as om once op weg te spring met 'n premie. sê gou vir my, julle doen al jare die misstrooiery en al die goeters, nee. Yes. Vir ouens wat nou noem dit half niet in daai game is dit actually die moeite werd om 'n roete te gaan om die mis te strooi en die goeders, nou vra ek dit vir die ou wat die misstrooier verkoop, maar okay, nee. In julle boerdery het dit actually 'n verskil gemaak rondom dit as jy net skoon chemiese kunsmis gaan het. Nee, daar's verseker 'n verskil. Ek dink as ons plaas se kaarte vir iemand wys, dan sal hy meer verstaan. Maar ons het soos die plaas gegee het in die mis meer geword, dat al die lande naast aan die voerkraal. Dis nou al 10 jaar later. Maar ons het van hulle al 'n keer geskiep en net die lande wat ons nou later begin gooi het meer gegooi. Maar daai lande wat ons eers gegooi het, se opbrengste bly sterk en hulle bly selfe wat hulle is. En op die ontledingskaarte steek daai lande nie meer af nie. Daai ander lande vang nie meer op nie. So ek sal sê ja, dis 'n bemesting, maar ek sal meer sê dis 'n halfe sekuriteit, grondgesondheid. So as jy jou fosfaat en al daai goed lekker gebou kry in jou grond met organiese mis, dan het jy half lekker bene. Ek sal nie sê hy vervang kunsmis nie. Ek dink ons het al ouens gesien wat uitgeboer het as gevolg van dat hulle net mis gooi. En dan het ons ouens gesien wat mis gooi en nog steeds hulle kunsmisroete en hulle gaan net beter aan. So ek dink is 'n fyn lyn. Ek vir hierstrooiers en almal kan misgooi, maar ek dink net 'n ou moet nie die kunsmis heeltemal vergeet nie, maar definitief help die mis 'n groot gedeelte aan in die grondgesondheid en ons het redelik syfers om te wys die verskil. Ons self plant ook nog vol met kunsmis, maar definitief as die ander gewasse swaar kry, dan kan ou duidelik sien daai lande wat bietjie mis kry, se het net bietjie meer bene. Right, so stem 100% saam, nie heeltemal mal raak en al jou kunsmis met mis vervang nie, nê. Maar kry daai komponent organiese also in. Regtig, ek dink hierdie is as hy al 'n jaar was om dit te begin doen, definitief. En kap hom maar met die lemoenstrooier. Lyk hom nie te bad nie. Dis nie maar van space af tot volgende keer. Groete.